Ons is besig met 'n reeks oor die woorde in ons lewe as Christene. En ons het vanaand die mooiste woord wat daar vir my en vir jou is, wat sag op die oor is, en wat soveel impak in my en jou lewe het. En dis die woord genade. Genade vir my en vir jou. En Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê die volgende. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Weet jy wat, daar's soveel mooi woorde in die Bybel en ons gaan deur 'n klomp van hulle werk in die volgende paar weke. Liefde, vrede, hoop en vreugde. Maar al hierdie woorde kan nie op hulle eie staan nie. Dit word waargemaak deur die woord genade. En ek wil nie eens daaraan dink nie, as God ons moes behandel volgens dit wat ons verdien het, sou ek en jy nie vandag gewees het, en sou jy nie my stem gehoor het nie. Maar God behandel ons nie soos dit wat ons moet kry nie. Hy behandel ons volgens sy genade. En weet jy wat, God gee nie net genade nie. Hy is genade. En weet jy wat, genade is vir ons geskenk, en ons lees uit die geleesde skrif, sien ons dit. Is 'n geskenk. Dis nie 'n beloning nie, dis 'n geskenk wat jy verniet kry. Want ons leef in 'n wêreld waar alles verdien moet word. Jy werk vir jou salaris. Ons het nou die speles gesien en jy moet oefen om 'n goue medalje te kry en jy moet studeer vir 'n kwalifikasie. Maar my en jou redding werk nie so nie. God gee dit verniet vir my en vir jou. Hy sê, ek gee dit vir jou verniet. En Jesus het reeds betaal aan die kruishout van Golgotha, sodat ons genadig deelagtig kan word. En dis hoekom Paulus kan sê, dis 'n gawe van God. Dis 'n verniet prys wat hy vir ons gee. Die prys is reeds betaal. En as ek en jy redding kon verdien, sou ons iets gehad het om op trots te wees, wat ons sou kon oproem. Maar aan die voet van die kruis staan almal eenparig gelyk. Daar's niemand wat kan verdien nie, daar's niemand wat geld kan betaal nie. Ek en jy, maak nie saak die rykste, armste mens, maak nie saak wat nie. Almal verdien of kry genade by God, eenparig. Tweede plek, genade verander my en jou identiteit. Hy verander wie ek is. Ek is nie meer 'n veroordeelde nie. Ek is nie meer verwerp nie. Ek is nie meer 'n verslaaf van sonde nie. Ek is nou 'n kind van God. En wanneer ek dit verstaan, en as ek verstaan hoeveel genade ek en jy ontvang het, hoef ons nie meer God se liefde te probeer verdien nie. En ons as Christene probeer dit so baie keer. Ons probeer met goeie werke en hoeveel tiende ons betaal en hoe besig ons kan wees. En dis alles goed so, maar dis nie om God se liefde te verdien nie. Ek dien hom omdat ek reeds deur hom aanvaar is, en dis hoekom ek my tiende wil gee. Dis hoekom ek besig wil wees met die koninkryk van God. Dis hoekom ek my gemeente wil besig wees en ek wil hom dien, want die liefde van Christus, die genade wat daar is in Jesus Christus, dit dring my. Die derde plek, genade verander ons hoe ons ander behandel. Omdat ek genade gekry het, kan ek ook genade uitdeel, kan ek genade gee. Mense wat weet hoeveel God hulle vergewe het, vind dit makliker om ander te vergewe. Is dit nie so nie? Genade maak jou sagter. Jy begin mense sien soos God hulle sien. Jy hou op om mense volgens hulle verlede te beoordeel, want ek het 'n verlede en jy het 'n verlede. En ek het goed gedoen wat ek nie oor baie trots is nie, en so het elkeen van ons. 'n Voorbeeld is dat daar word vertel van 'n jong man wat geweldig baie skuld gehad het. En hy het geweet, hy sou dit nooit self kon afbetaal nie. En hy het hard gewerk en hy het probeer en dit kon net nie gebeur. En elke dag het hy in vrees geleef dat iemand sy goed sou kom opskryf en sou die eis kom optrek teen dit wat hy skuld. En eendag ontvang hy 'n brief, en toe hy die brief oopmaak, toe staan daar, jou skuld is ten volle betaal. En weet jy, hierdie man kon met vryheid begin werk. Hy hoef nie meer so hard te gewerk het nie. Hy kon met vryheid lewe. Dit het sy lewe verander. En dit is wat genade vir my en vir jou is. Dit het ons lewe verander. Die skuld wat ons sonde skuld wat ek en jy nie kon betaal het nie. Daar's geen manier hoe ek en jy dit kan betaal het nie. Het Jesus aan die kruishout van Golgotha gaan betaal, en hy daai genade vir my en vir jou gegee. Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons sonde was 'n skuld wat nooit kon afbetaal word nie. En toe sê Jesus, dis volbring.
Die straf is betaal, die deur na God staan oop. Weet jy wat, vra jouself vandag af, leef ek nog asof ek God se liefde moet verdien? Probeer ek deur my handel en wandel en probeer ek deur my werke om God se liefde en sy genade te verdien? En glo jy werklik, die volgende vraag, glo jy werklik dat God en dat Jesus alles betaal het? En die derde vraag is, wys ek en jy wat genade ontvang het, gewys ons hierdie genade na ons medemens toe? Die mooiste woord is genade, maar dit vertel die verhaal van God se hart vir jou en vir my. Genade sê jy is vergewe, jy is welkom, jy is geliefd, jy kry 'n nuwe begin, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Ons word gered omdat ons goed genoeg is, omdat God vir my en vir jou so lief is. Ons word gered omdat God goed is. Ons word gered omdat God ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. Lewe in hierdie woord genade en jy sal vryheid ontvang.